Goeiedag vriende en baie dankie dat jy by ons ingeskakel het ook so vir oggend om stil te word. Ons dink vir oggend 'n klein bietjie na oor wanneer ons en hoe ons ook deur die Here nader geroep word om hom ook na te volg. Ons teksgedeelte vir oggend is Matteus 9 en ons lees daar vanaf vers 9 tot 13. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Vanoggend se invalshoek by hierdie teksgedeelte is hierdie openingsverse. Jesus het 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En direk daarna hoor ons hoe dat Jesus saam met hom en saam met sy tollenaar vriende aan huis eet en die kritiek wat dit ontlok. Maar vir 'n eerste oomblik kom ons staan stil by hierdie beweging van Jesus wat Matteus sien sit. Amper sal my kon sien sit by die tafel en by die lewe van sy ongesonde identiteit. En dat die Here hom daar vandaan af wegroep om hom te volg. En uiteindelik dan ook tuis gaan by Matteus. Om weggeroep te word van dit wat jy mee besig is, maar wat nie die koninkryk van God bou of dien of bevorder nie. Dit is waartoe Matteus uitgenooi word. Sy lewe is uiteindelik in hierdie doodloopstraat. Uiteindelik het op hierdie punt gekom waar sy lewe verstrengel geraak het in hierdie wêreld. Dat hierdie mense is die mense wat sy vriende is. Dat die Jode uiteindelik 'n baie gehate figuur deur sy mede stadsbewoners, ook sy mede Jode. Omdat hy as tollenaar optree vir die Romeinse ryk en tollenaars het gewoonlik mense nog verder besteel. Hulle is alreeds swaar belas met die belasting wat hulle moet betaal. Maar Jesus sê vir Matteus, ek wil graag hê jy moet om 'n ander tafel sit, by 'n ander plek tuis kom, volg my. En dat daar in Matteus se lewe 'n wonderlike, die doodloopstraat, die wat is, word die wat as. En hy word ook deel van Jesus se volgeling en sy lewe slaan 'n heel nuwe koers in. My vraag ook vir myself is, waar is dit waarheen die Here my vanaf wegroep, wat 'n doodloopstraat is, wat nie langer die koninkryk bevorder nie? Waarheen word ek weggeroep en om hom te volg?
Miskien wil jy daaroor gaan nadink ook in hierdie komende naweek en week wat volg. Waartoe, van waar af roep die Here my en waarheen roep hy my? Kom ons bid saam. Dankie o Here dat U ons roep en dat U ons kom wegroep van die plekke waar ons nie veronderstel is om te wees nie, wat uiteindelik 'n doodloopstraat geword het. Maar 'n nuwe lewe wat eintlik vir ons aanbreek wanneer ons reageer op die stem om U te volg. Here, ons wil U volg en ons wil U dien. Dankie vir U genade. Amen. Dit was so lekker om saam met jou te reis. Geniet jou naweek. Geniet dit ook, wat ook al jy jouself mee ook besig hou. Mag jy daarin vreugde vind. Totsiens.